Ek gaan Facebook ook, en ons gaan nou vir die coaching vriende welkom sê. Ja, ek is baie opgewonde oor hierdie aanbieding, want ons gaan nou lekker praat oor nierstene en wat veroorsaak nierstene. En baie mense kry deesdae nierstene. Ek sien Royes het nierstene gekry in die hospitaal, en baie sterkte vir hom. Ja, so ek hoop hy voel gou beter. Natuurlik, dit is die carnivore dieet wat mense help om jou nierstene minder te maak, want nierstene natuurlik is een van daai goed wat 80% van alle nierstene is kalsiumoksalaat. Nou, wat baie interessant is van nierstene is 'n dieet wat hoog is in inflammasie. En laat ek net hierso die tyd skryf vir die mense. Dit is nou 11:47 en daar is ons nou live. Alright, so daar is ons live en dan gaan ons net gou op Facebook ook live gaan. Alright, en ons gaan natuurlik vandag ook biltong maak. Baie dankie vir al die coaching vriende wat hier is en die vriende van TikTok wat hier is. Dionay is hierso en Jazz, baie dankie dat julle hier is. As julle die like knoppie kan druk, dan is dit goed. En dan wil ek kyk, laat ek hierdie video ook dan share daar op YouTube. Maar kom ons kyk bietjie na urinesuur nierstene. So urinesuur nierstene is ook 'n belangrike ding. Mens kan dit nie ignoreer nie, maar urinesuur nierstene maak slegs 10% van alle nierstene op. Ja, so die meeste nierstene is kalsiumoksalaat wat van plante afkomstig is. So hoe kry mens dit minder? As jy doen die carnivore dieet en jy doen dit reg. So wanneer mens inflammasie veroorsakende produkte uitskakel, dan gaan dit met jou goed. Die inflammasie veroorsakende produkte veroorsaak natuurlik dat hierdie nierstene begin vorm. Ek praat van saadolie en ek praat jy weet van hoë koolhidrate dieet, hoë suikerdieet. Dit is wat vir jou insulienweerstandigheid veroorsaak en dan natuurlik ook die inname van oksalate. Nou oksalate is plantverdedigingsmeganismes wat in jou tipiese donker tipe groente voorkom. En dit is die belangrike goed wat ons moet uitskakel. En dit doen ons juis op die carnivore dieet. Ons skakel daar die oksalaat tipe goed. Twee mense op die Facebook. Ja, baie interessant. Nou, 'n ander tipe niersteen wat jy kry is die kalsiumfosfaat tipe nierstene. So kalsiumfosfaat tipe nierstene is baie skaars. Omtrent 5% maak dit op van al die nierstene wat jy kry. Nou, kalsiumfosfaat word ook veroorsaak deur medikasies. So baie keer as mens met medikasies en ook urineweginfeksies sukkel, kan jy ook kalsiumfosfaat nierstene kry. Maar dit is baie selde. Maar die ander bekende niersteen wat so vir 10% van die nierstene verantwoordelik is die Struveat stene. Nou, dit is gewoonlik met nierinfeksies, urineweginfeksies is dit gewoonlik 'n probleem. So dis maar magnesium en ammoniakfosfaat wat dit veroorsaak. So hoe kry jy jou urineweginfeksies weg, wat natuurlik hierdie Struveat stene veroorsaak, as jy doen 'n carnivore dieet. So die carnivore dieet help geweldig baie om jou infeksies weg te vat, jou urineweginfeksies. Hoekom? Want die bakterieë lewe op glikose, op 'n hoë glikose. En dit is die probleem. So as jy op 'n hoë glikose dieet is, op 'n hoë koolhidraat dieet is, dan het hierdie E. coli bakterieë wat die urineweginfeksies veroorsaak baie kos.
Maar as jy hulle kos wegvat, as jy die karnivore dieet doen en jy bring jou glikose vlakke af, dan vat jy die bakterieë se kos weg. As hy Koenie is ook hier, so hallo Koenie, dag sê, môre, ek het nou 'n video vir jou gemaak, het jy gesien, hè? Sê, ek en Koenie stap 'n lekker coaching pad. En ja, so dit is, dit is vir my groot voorreg om die pad saam met julle te stap met die coaching, maar net om terug te kom na die kalsiumoksalaat stene toe. Dit kom natuurlik voor, soos ek sê, by mense wat baie groente eet, baie tipies jou donker groentes, en dis hoekom die keto dieet, wanneer mense sukkel met inflammasie en so, dan is die keto dieet, aan die een kant is dit 'n goeie dieet, maar aan die ander kant, as gevolg van die hoë oksalate, kry die mense probleme. En ons het baie getuienisse daaroor. Ons het nou weer in Mindset Recap 7 een van ons coaching vriende getuig, toe hy 'n sekere spesery terugbring, wat hy nie veronderstel is om terug te bring nie, toe kom sy inflammasie weer op. En ek stap 'n lekker coaching pad met hom ook. En dit is so wonderlik om hierdie getuienisse te hoor, wat bevestig dat wanneer ons vir mense raad gee en advies gee rondom byvoorbeeld wat se speserye om uit te sny en wat se karnivoorprodukte om nie nou te gebruik in hulle spesifieke situasie nie, dan sien ons die waarde daarvan, en so gaan dit nou wees, elke keer met 'n Mindset Bootcamp, gaan jy getuienisse hoor van mense wat getuig daaroor en sê, luister maar wat word aanbeveel, en ons hoor dit elke keer, en ek is baie dankbaar oor hierdie bevestigings. Jy weet, soos Pierre maar altyd sê, ons is die lewende getuienis oor hierdie tipe goed, en dit is waaroor dit gaan. Nou ja, maar terug na die oksalate toe. Oksalate is plantverdedigingsmeganismes. So as jy daarna kyk onder 'n mikroskoop, dan gaan jy sien dit is kristalle, en hierdie kristalle is nie tot jou voordeel daar nie. Dink maar, as jy broccoli eet en spinasie eet en daai tipe goed, en dan proe jy daai bitter smaak. Dit is die oksalate wat oopgebreek word. Nou die ergste van alles is, daar's baie mense wat tot smoothies maak van groente, en dan breek hulle hierdie oksalate verder oop met 'n blender. En dit is nie 'n goeie gedagte nie, want dan breek jy die vesel weg, en hierdie oksalate is dan heeltemal teenoor die glykokalix op die darmwand, wat dan seer kry. So 95% van alle inflammasie wat in die liggaam waargeneem word, maak nou nie saak of dit in die rug is, en of dit in die prostate is, of waar ook al die inflammasie waargeneem word nie, kom van die spysvertering af. So wat jy kry is, jy kry intestinale deurlaatbaarheid, en hierdie oksalate en lektines en ander plantverdedigingsmeganismes, sowel as alkohol en suiker, maak hierdie darmwand seer en die maagwand seer. So daar's 'n baie dun laagie wat hulle noem die glykokalix, 'n gelagtige laagie wat die darmwand beskerm. En wat jy dan kry is, jy kry intestinale deurlaatbaarheid. So, maar om terug te kom na die kristalle wat vorm, op die einde van die dag, as jy die karnivore dieet begin doen, vat jy hierdie inflammasie verwerkende produkte, vat jy weg. As seker Becky, baie dankie vir die gift. Ek sien Christian is hier, so hallo Christian. Christian het so mooi gewig verloor, hy het my nou die dag ge-WhatsApp nadat hy op die live was. Jette my maat, baie geluk met daai baie gewig wat hy verloor het. Hy het 'n gedeelte op karnivore verloor en 'n gedeelte op 'n ander projek waarmee hy besig is. Maar ek dink op die karnivore gedeelte, Christian, het jy 30 kg verloor, né? Fantasties, baie geluk. So dit is baie goed. En alright, Suikerbekkie sê, ek het nou begin met karnivore, baie mooi. Christian sê, hallo oom Kobus, dankie Christian, dankie vir die hallo. Ja, maar om net terug te kom by nou vat jy die inflammasie weg van die
die inflammasie veroorsakende produkte vat jy nou weg met karnivoor, as jy karnivoor nou reg doen. So, met ander woorde, die nierstene word nou eintlik kleiner, en jy kan nou sien waartoe dit gaan. So daar is 'n potensiële risiko dat jy dalk klein niersteentjies kan kry wat kleiner word, en dat hulle deur die nierbuise kan passeer. Selfs maar met galstene. Burger is ook hier, so hallo Burger. Ja, so, as ek bykie vraag, sal jy voorstel dat mens suiwel heeltemal uitsny? Dit hang af van jou omstandighede. Party mense doen alright met suiwel, maar suiwel het 'n klomp probleme. Suiwel kan inflammasie gee, suiwel kan mens hartlywig maak, suiwel kan jou ook hoë urinesuurvlakke gee, as jy suiwel verkeerd doen. Marissa is ook hierso. Alright, daar gooi Facebook ons nou af. Ja, so, kom ons probeer maar weer. Ja, so die ding is, seker bykie WhatsApp my, al doen jy karnivoor, ek werk met langtermyn karnivore, en dan stap ons 'n lekker pad saam. Ons het karnivore wat al 4 jaar karnivoor doen, en hulle is nog steeds op die coaching. Hulle coach al, van hulle is al 1 jaar en 8 maande by my op die coaching, en hulle geniet die coaching pad, al het hulle reeds die kennis, hulle geniet om deel te wees van die bootcamps. Ons doen sulke lekker bootcamps, ons doen nou Sondag die histamine bootcamp, en môre doen ons die tande en mond bootcamp, en dis ongelooflik hoe goed die karnivoor vir jou tande is, is net fantasties. So dit is baie, baie lekker. Ja, maar net om terug te kom na die suiwel vraag toe wat jy gehad het, ja, dit hang af van jou omstandighede en jou persoonlike situasie, maar suiwel kan jou absolute weight loss stol ook gee. So mens moet dit reg bestuur. En daar is sekere suiwel wat meer probleme veroorsaak as ander suiwel, so JC is ook hierso. Maar net om terug te kom na die urineweginfeksies toe, as jy jou urineweginfeksies wil minder maak, doen die karnivoor dieet en doen dit reg. So belangrik om die karnivoor reg te doen, want as jy karnivoor verkeerd gaan doen, dan kan jy vir jou ook meer probleme veroorsaak. Jy kan urinesuur verhoog, en urinesuur wat hoog is, kan vir jou urinesuur stene gee. Dit is so, jy kan nierstene kry wat gevorm word as gevolg van hoë urinesuur. Nou, as jy karnivoor reg doen, sal jy nie daai probleme kry nie, omrede daar sekere goed is wat ons doen. Ek kyk spesifiek wanneer ek die coaching doen, laat ons die dieet so aanpas, dat jy jou kanse baie verlaag, jy weet, veral vir die eerste 3 maande, om nie jou urinesuurvlakke op te stoot nie. So ons maak sekere aanpassings, baie beslis. Merlin is ook hierso, Merlin, baie dankie dat jy is, groot waardering. Ja, so, die groot gedagte agter dit alles is om jou algemene gesondheid te verbeter. Jou algemene gesondheid verbeter op die karnivoor dieet, jou inflammasievlakke gaan af, want jy eet nie meer inflammasie veroorsakende produkte nie. Ja, net so vir die interessantheid, urinesuur, jy weet, mens dink nou altyd urinesuur, dan sê die mense rooi vleis, maar almal vergeet altyd van alkohol. So alkohol is een van die dinge, veral bier, as jy kyk na hoeveel purines is in bier, wat natuurlik geweldig sleg is vir jou urinesuur, maar enige alkohol gaan jou urinesuur opstoot. Dit is net hoe dit werk. Dit gaan in die Krebs siklus in, dit het glad nie insulien nodig om jou vet te maak nie, en dit hijack die hele storie. So urinesuur word opgejaag, en urinesuur kan absoluut vir jou 'n weight loss stol gee, want dit blok jou leptin, en dit laat jou moeg voel, en jy kry daardie moegheid in die middag. Dit is urinesuur. As jy karnivoor verkeerd doen, verkeerde vetpersentasies eet, kan jy absoluut hierdie moegheid kry wat oor jou kom. En dit is 'n teken dat jou urinesuurvlakke te hoog is. So dit kan lei tot nierstene as jy dit nie reg doen nie, want as jy te veel proteïene eet teenoor jou vet, dan gaan jy mos nou
baie purines het en jy gaan ook, daai baie proteïene gaan oorgesit word in glikose. So jy gaan 'n glikose piek kry en die liggaam moet die purines uitskei. En as gevolg van hierdie glikose piek gaan jy dan ook 'n opregulering kry van jou urinesuurretensie. En dit kan problematies vir jou wees. So ja, so dit is belangrik om nie maar te eet nie. Dit is baie belangrik om vetterig genoeg te eet en daarmee kan ek jou help. So ek maak 'n punt daarvan om elke bordfoto wat vir my deurgestuur word van die coaching vriende 'n kommentaar op te plaas. So ek plaas kommentaar op dit en ek gee dan my opinie. Frans is ook hier. So hallo Frans, lekker om jou te sien. Ja, Facebook het ons nou afgegooi. Hier kom die mense daarom nou weer terug. Ek hoop Marissa is nou terug. Kom ons kyk daarso. Marissa. Ek het nou vir Marissa daar gesien op die Facebook. Ja, so Pierre is ook hier so. Hallo Pierre, baie welkom. Ja, so ek sien nou nogal baie uit na die tande en mond bootcamp van môre. Dit is nogal 'n lekker positiewe enetjie. Ja, ons gaan nou 'n bietjie ons gaan nou 'n biltongkie ophang as ons hier klaar gesels het. Ja. So, maar net om by die darmgesondheid 'n draai te maak. Jy sal nou dink, ja, wat het darmgesondheid nou met nierstene uit te waai? Absoluut baie. Want dieselfde ding wat jou darmgesondheid beïnvloed jou nierstene. Wat bedoel ek nou? Ek bedoel die oksalate. Ons moet nie vergeet nie dat 80% van alle nierstene is kalsiumoksalaat. Kom nie in dit kom nie in vleis voor nie. Dit kom in groente voor, jou donker tipe groentes. So die oksalate wat die darmwand seer maak, die oksalate, die plantverdedigingsmeganismes, die kristalle, dis daai selfde kristalle wat vir jou nierstene 80% van die kere veroorsaak. So as jy bang is vir nierstene, pas op vir die donker groentes. Dit is 'n groot probleem. Ongelukkig, die keto word, sowel as die keto dieet, het mos nou hierdie donker tipe groentes. So dit is, hoekom ek dit nie aanbeveel vir mense wat sukkel met nierstene nie. Ek eerder die karnivoor en dan 'n geselekteerde karnivoor. So ons kyk, ons pas dit aan. So as jy sukkel met nierstene, stuur hierdie video dalk vir iemand wat nierstene het en laat ek hulle help, laat ons hulle risiko's kan verlaag in samewerking met hulle dokter. Natuurlik, alle dieete wat jy aanpak, moet jy in samewerking met jou dokter aanpak, maar dit is baie belangrik. So, nierstene is nie iets wat jy kan sommer net ignoreer nie. Nierstene is natuurlik baie gevaarlik en baie seer en jy kan groot probleme kry met nierstene, maar die feit van die saak is, jy kan nie teruggaan na jou ou dieet toe nie, want soos ek nou gesê het, die karnivoor, as jy die karnivoor reg doen, gaan die niersteentjies krimp. So, daar is 'n kans dat jy dalk weer nierstene kan kry, want die niersteentjies raak kleiner. So die karnivoor dieet veroorsaak nie die nierstene nie, maar dit kan wees dat daar dalk niersteentjies passeer, omdat dit kleiner word, want jy eet nou nie meer inflammasie veroorsakende produkte nie. Ja, maar net terug na my punt toe van vroeër, absoluut belangrik om vetterig genoeg te eet, nie te veel proteïene te eet teenoor jou vette nie. Ek dink daai is baie belangrik. Ja, hierso is die man homself nou. Adrian, gister my maat. Adrian is een van ons vriende en ek het al 2 onderhoude gevoer met Adrian en hy het nou die dag het hy so 'n mooi voice nota van een van ons coaching vriende gestuur wat tipe 1 diabetes, Heinrich. Hoor hierso Adrian, dit gaan so goed met Heinrich, hoor. Na jou goeie raad en so het hy nou so mooi gevorder met die karnivoor. Ja, so Adrian, as ek reg is jy nou al 3 jaar karnivoor, né? Is dit nie al langer nie, 4 jaar. Hoe lank is jy nou al karnivoor? En Adrian is 'n tipe 1 diabetes, hy het sy insulien gesny met 65%. Hy's nou hierso op Facebook op die live. Ek so bly hy is daarso. En
ja, so en hy sê vir my dat hy kan nou al OMAD, hy kan al 1 keer 'n dag eet as tipe 1 diabetes. Natuurlik al daai goed doen jy in samewerking met jou dokter, maar veral tipe 1 diabetes moet dit baie versigtig doen, veral as hulle bloedsuiker onstabiel is, en dit is die goeie raad wat Adrian vir ons gegee het in albei sy onderhoude wat hy vir ons toegestaan het destyds, so omtrent al 2 jaar terug. En daar's spesifieke maniere hoe jy hierdie goed moet hanteer, maar die beste is WhatsApp my dat ons dit kan deurpraat op 'n coaching sessie. Ja, en ek is so dankbaar vir Adrian. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê die coaching vriende aan die kant op die TikTok. Nou ja, alright julle, ek dink ons moet maar gou-gou die biltongkies ophang en dan moet ek bietjie kyk dat ons ek het nog 'n klomp admin wat ek moet doen. Alright, so ek gaan julle nou op hierdie stand sit en dan maak ons gou-gou die biltong terwyl julle vra, julle kan gerus vra. Maar ek wil nou eers vir Adrian my hierso is nou op Facebook. Adrian, daarso is die biltong kerwer. En hierso is die vleis wat ons nou gaan ophang. So ons gaan nou dit doen. So ja, so kom ons kyk bietjie daarso en ons spring gou weg. Ek gaan julle nou hier op 'n stand sit en dan gaan ons die lig aansit, dat ons net beter beligting kry. En dan maak ons hierdie alright, so daar gaan ons gaan die TikTok mense hier op hierdie stand sit en dan ek gaan nou die lig aansit. Ek vra om verskoning dat dit so donker is hierso. Alright, en daar gaan die Facebook vriende. Alright, en daar gaan ons nou bietjie biltong maak. Ek moet net die lig aankry vir ons. Die vleis is baie mooi hoor, ek moet vir jou sê. En ek is baie dankbaar oor Simply Salt het vir ons die sout geskenk. En ek moet vir julle wys ek moet vir julle hierdie wys. Dit is nou, ek het dit al voorheen gewys, maar hierdie ding moet ek nog uittoets. Want hy loop saam met hierdie soutblokke. Ja, so hulle het vir ons sout geskenk. Ek het dit fyn ek het hulle het grove sout geskenk want hulle weet ek hou van die grove sout. En ek het dit nou fyn gemaak. So dit is fyn gemaak met die blender. Ja. So ons gaan nou die maar hierdie is nou wat jy natuurlik oor die kolle sit. Dan sit jy daar die soutblokke nou hier binne en dan braai jy nou die vleis. Ek het dit nog nooit gedoen nie, maar dit hierso is Simply Salt. So ja, en hierso is hulle webblad. Is nou omgekeerd daarso. simplysalt.co.za. Alright, so kom ons gaan gou hier bietjie die vleis opkry. Maar kom ons praat nog so bietjie oor gesondheid. En ons praat oor inflammasie en urinesuurvlakke en insulienweerstandigheid en absoluut so dat selfs tipe 1 diabetes kan insulienweerstandig wees, nee. Maar alle diabetes is insulienweerstandig. Nou insulienweerstandigheid. Ja, ek wil nou eers nou my niggie, my persoonlike niggie groet. Hallo Leni. My maggies, dit is nou lekker, nee. Dis nou my familie wat nou so op die live is. Ja, sy is in Australië. Nieu-Seeland, nee, julle is in Nieu-Seeland, as julle, nee, ek dink dit is Nieu-Seeland, ja. En, ja, so, ek maak nou biltong hierso. En, so ek gaan, ja, maar net om terug te kom na die insulienweerstandigheid toe,
alle diabetes is insulienweerstandig en is baie belangrik om die insulienweerstandigheid af te bring. So insulienweerstandigheid wat hoog is, opreguleer baie goed. So byvoorbeeld opreguleer dit urinesuurretensie. So as jy iemand ken wat sukkel byvoorbeeld met gout, hoë urinesuurvlakke, is dit baie belangrik om hulle voor te stel aan iets soos die carnivore dieet om hulle urinesuurvlakke af te bring. Ons het nou gepraat oor wat veroorsaak nierstene en kom ons praat sommer weer daaroor. Net 10% van nierstene is urinesuur nierstene, maar 80% van nierstene is kalsiumoksalaat. Maar as jy jou mense dink altyd aan urinesuur, dan dink hulle ja, maar dit is die rooi vleis wat die nierstene veroorsaak, is die rooi vleis wat die urinesuur veroorsaak. En dit is natuurlik nie so nie. Johannes ook hier, so ek net gou sê, ek het 'n boodskap gestuur sonder enige terugvoering. Johan, ek sal nou 'n bietjie kyk. Ek sal kyk, wanneer het jy daai boodskap vir my gestuur? WhatsApp hom net weer. Kom maar kyk gou-gou. Ek het 'n ander tablet hierso, Johan. Kom ons kyk gou-gou. Dat ons hierso sommer sien. Hierso nee, ek sien geen WhatsApp nie, Johan. Stuur hom net weer vir my. Het jy hom ge-WhatsApp of het jy hom na die Facebook toe gestuur? Ek sal daar ook nou gaan kyk. Of kom maar kyk sommer gou nou daarso of ek hom sien. Kom ons kyk. Nee, Johan, ek sien geen boodskappe nie. Stuur hom maar net weer. Kom ons kyk. Kom ons kyk of jy my al vroeër ge-WhatsApp het. Kom ons kyk bietjie daarso. Johan, ek sien geen boodskappe hierso nie. Stuur maar net weer. Yes. Alright. Goed. Ja, maar kom ons praat bietjie oor hoë urinesuurvlakke. Wat veroorsaak hoë urinesuurvlakke? Mense dink altyd dit is die rooi vleis wat die hoë urinesuurvlakke veroorsaak, maar nee, dit is nie. Die meeste urinesuur word veroorsaak deur hoë insulienvlakke. En die hoë insulienvlakke is word veroorsaak deur 'n hoë koolhidraat dieet. En so die hoë koolhidraat dieet is natuurlik, as jy hoë koolhidrate eet, dan gaan jy mos nou baie glikose in die are kry. En as jy baie glikose in die bloed het, dan trigger dit die pankreas om insulien af te skei. En dan, as jy daai baie hoë insulienvlakke het, dit is wanneer jy die opregulering kry van byvoorbeeld urinesuurretensie. So met ander woorde, dit is nie rooi vleis wat dit is nie rooi vleis wat jou urinesuur opstoot nie. Ja, as jy natuurlik te maar gaan eet en as jy carnivore verkeer doen en jy gebruik verkeerde speserye saam met die carnivore en verkeerde souse en so voort, ja, dan gaan jy hoë urinesuurvlakke kry. Maar as jy carnivore reg doen, dan gaan jy jou urinesuur reg bestuur. Absoluut reg bestuur. Ja. Maar om terug na die punt toe te kom. Jy sien, mense blameer altyd die carnivore of die vet of die vleis. Hulle blameer die vleis vir die sonde van die suiker, né? Hulle eet verkeerde goed saam met die vleis en dan kry hulle nou, kom ons sê, nierstene. Maar wat het hulle geëet saam met die vleis? Wat se suiker, wat se stysel is saam geëet? Wat het hulle saam gedrink saam met die vleis?
Nee, dit word nie gepraat nie. Nee, hulle het vleis geëet. Jy sien, so dit is nou maar hoe die lewe werk, nee, hulle blameer die vleis vir die sonde van die suiker, of die sonde van die alkohol, of die sonde van die koeldrank, of wat ook al die geval mag wees. So, ek dink ek moet hierdie ouetjie dalk in 2 deel. Ja, so insulienweerstandigheid kan baie jare met jou wees. So insulienweerstandigheid gaan ook nie net sommer weg nie, al doen jy die karnivoor dieet. Insulienweerstandigheid vat 'n tyd om reg te kom. Maar die beste ding wat jy kan doen vir jou insulienweerstandigheid is om die karnivoor dieet te doen en dit reg te doen. Baie belangrik. Dit is die beste ding wat jy kan doen vir insulienweerstandigheid. So wat beteken insulienweerstandigheid? Insulienweerstandigheid beteken jy het genoeg insulien. Baie mense dink altyd, ja, dit is ek het te min insulien. Hulle dink dit is wat insulienweerstandigheid beteken. Nee, dit is nie so nie. Die ding is, jy het eintlik te veel insulien. Jy het genoeg insulien, maar jou liggaam reageer net nie gunstig genoeg daarteenoor nie. Sien, en dit is waar die probleem inkom. Ja. Alright, ek dink ek moet hierdie ouetjie maar ook in 2 deel. Ek dink ons gaan hom ook maar in 2 deel. Ek dink so. Right. En daar gaan ons. Maar dit kom terug na die verantwoordelikheid toe, om verantwoordelikheid te aanvaar vir jou gesondheid. Soos Adrian, wat nou daar is, hier is Nicoline ook nou, Nicoline en Johan, dit is nou lekker om julle hier te hê. Annie is ook hier so, hallo Annie, lekker om jou hier te hê. Ja man, dit is sommer baie gaaf. Boertjie is hier, Nathan is hier so. Ja, soos Johan en Nicoline, hulle is hier so van naboom. En hulle het ook verantwoordelikheid vir hulle gesondheid aanvaar. Kinders doen ook sommer saam karnivoor. En hulle doen so goed, hulle is so suksesvol. En dit is waaroor dit gaan. Ja, maar terug na die nierstene ding toe. So as jy bang is vir nierstene, baie belangrik, eet vetterig genoeg. As jy nie vetterig genoeg gaan eet nie, dan kan jy ook potensieel jou urinesuurvlakke verhoog. Al doen jy die karnivoor en al doen jy feitelik alles reg, behalwe die vetpersentasies, kan jy nog steeds jou urinesuurvlakke verhoog. So baie belangrik om vetterig genoeg te eet. Maar die ding moet cheat is, nee, jy mag nie cheat nie, want as jy gaan cheat, dan veroorsaak jy groot probleme vir jouself. Omrede, as jy cheat, nee, dan opreguleer jou urinesuurretensie. En dit is die groot ding, dis die fout wat mense altyd maak. En soos ons nou gesê, 10% van alle 10% van alle nierstene is urinesuurnierstene. Ja. En ja, so dit is ja, so baie belangrik om dit reg te hanteer. Alright. Goed, ek gaan nou net hierdie ouetjie bietjie kyk en kyk of daar 'n boodskapie is. Johan, jy moet maar net weer daai boodskap stuur, hoor. Ek het hom definitief nie gekry nie. OK. Goed. Kom ons kyk wat se vrae is daar so. Dries is ook hier so. Hallo Dries, baie welkom, né? Ons is 'n bietjie besig om 'n biltong te maak. Gaia het my gevolg, baie dankie. Ek sal sommer hier so terugvolg. Daar sê baie dankie. Alright. Goed. En kom ons kyk. Ja.
So, daar is ook nog een tipe niersteen wat natuurlik geneties van aard is, maar ons het nou gepraat oor die Struve-Het nierstene. Die genetiese nierstene wat jy, die genetiese geneigtheid tot nierstene is baie laag. Dit is kleiner as 1%, so dit is nou nie eintlik deel van vandag se bespreking nie, maar die Struve-Het nierstene is tog ter sprake. Struve-Het nierstene is omtrent so 5% van alle nierstene is Struve-Het nierstene. Nou dit kry jy gewoonlik met urineweginfeksies. Dit is as gevolg van die bakterieë wat dan kristallisering daar laat plaasvind. Maar die feit van die saak is, jy kan jou urineweginfeksies kan jy baie goed bestuur met die karnivoor dieet. Jy kan jou kanse baie verlaag met karnivoor om urineweginfeksies te kry. Met ander woorde, jy kan jou kanse om Struve-Het nierstene te kry baie verlaag. Hoekom? Wat jy doen, karnivoor, jy gaan mos nou nie meer 'n hoë koolhidraat dieet volg. Jy gaan nie 'n hoë koolhidraat dieet volg in terme van baie hoë glikose vlakke wat vir daai bakterieë kos gee nie. So jy gaan nie meer dit doen nie. So dit gaan jou kans om Struve-Het nierstene te kry baie verlaag. Ja. Maar wat is van die ander voordele wat jy gaan sien op die karnivoor dieet met betrekking tot nierstene? Wel, die eerste ding is, as jy karnivoor dieet reg doen, gaan jy gewig verloor. So jou metabolisme verbeter, jou metaboliese gesondheid verbeter. En dit het 'n groot invloed op jou niere. So, as jy jou metaboliese gesondheid verbeter, dan verbeter jy ook jou niergesondheid. En een van die groot risiko's vir metaboliese sindroom is nierprobleme. So wat is metaboliese sindroom? Metaboliese sindroom is as die omtrek oor jou middel te groot is en as jy hoë trigliseriede vlakke het en ook 'n hoë bloeddruk het en 'n lae HDL. En dit is die faktore waarna ons kyk. So dis 5 goed, maar as jy 3 van daai blokkies klik, met ander woorde, as jou omtrek oor jou middel te groot is, as jou HDL te laag is, dis jou goeie cholesterol, dan het jy baie groot risiko's vir hartvaskiekte. En ook vir nierprobleme, want kyk, dit gaan ons hand aan hand. Nierprobleme en bloedsirkulasieprobleme, diabetes. As jy gaan kyk na niergesondheid, wat is belangrik vir niergesondheid? Dan is dit om diabetes om te keer, tipe 2 diabetes. Tipe 1 kan jy nie omkeer nie, maar jy kan dit beter maak. So dit is baie goed. Ek gaan hierdie oudjies uitpak. Nice. En ja, nog 'n ding wat verbeter as jy jou insulienweerstandigheid afkry, is jou bloeddruk. So bloeddruk is natuurlik een van daai groot faktore wat baie negatief kan inwerk op jou niergesondheid as jy hoë bloeddruk het. Dit beskadig jou niere. So baie mense sal sê, ja, maar dit is die proteïene wat die niere beskadig. Nee, dit is nie. Dit is jou hoë bloeddruk en dit is 'n hoë koolhidraat dieet. Dit is insulienweerstandigheid en hoë glikose vlakke wat jou niere beskadig. As jy wel nierskade het reeds, jy het swak nierfunksie, ja, dan gaan jy sukkel om die vleis te eet, maar dit moet jy met jou dokter bespreek. Jy moet in elk geval, voordat jy die karnivoor dieet doen, moet jy met jou dokter dit bespreek. Dit is baie belangrik. Maar dit is definitief nie die karnivoor dieet wat jou niere seer maak nie. Dit is jou vorige dieet, jou vorige manier van eet, wat jou niere seer maak. Byvoorbeeld alkohol.
alkohol maak die niere seer, selfs rook en 'n hoë koolhidraat dieet. 'n Hoë koolhidraat, hoë saadolie dieet is wat die niere seer maak. Ons kyk bietjie daarso wat sê al die mense. Daarso AJ is ook hierso. Koenie sê. Ja, ek maak nou vir Koenie lus hierso met die biltong. Koenie, het jy hom nou al so mooi vetterig gesien, hè? Kyk glo. Ja. Carnival Queen is hierso. My maggies. Ja. Nou sê, alright, so kom ons kyk bietjie nou dan nou verder en ja, maar kom ons praat nog verder oor insulienweerstandigheid, want onthou nou, ons het gesê ons gaan oor nierstene praat, né? Nou hoe kom ons nou by insulienweerstandigheid uit? Want insulienweerstandigheid is die oorsaak van jou nierstene. Nou hoe werk dit nou? Kom ek sê vir jou, 10% van alle nierstene is urinesuur nierstene. 80% van alle nierstene is kalsiumoksalaat, maar dit sny ons uit met die karnivoor eet, want jy gaan mos nou nie meer groente eet nie. So groente, donker tipe groente, veroorsaak 80% van al die nierstene kom van die kalsiumoksalaat af, hier's nie kalsiumoksalaat in vleis nie. Alright. Maar wat hier wel in vleis is baie purines. So as jy karnivoor verkeerd doen, ja, dan kan jy hoë urinesuurvlakke kry, absoluut. Maar daarom moet jy my WhatsApp, dat ons 'n coaching sessie kan doen, sodat jy karnivoor reg doen. Want as jy karnivoor verkeerd gaan doen, en te maar gaan doen, en verkeerde speserye gebruik, dan kan jy potensieel hoë urinesuurvlakke hê. En die vraag is, hoe weet jy of jy hoë urinesuurvlakke het? Baie mense loop met hoë urinesuurvlakke, né? En dan dink hulle, maar hulle het nie hoë urinesuurvlakke nie, want hulle het mos nou nie gout nie, of hulle het nie urineweginfeksies nie. Maar dit is maar 2 maniere om te kyk of jy hoë urinesuurvlakke het. Die regte manier om te bepaal of jy hoë urinesuurvlakke het of nie, is met 'n bloedtoets. Ja. Die probleem is, wat urinesuurvlakke vir jou doen, is dit maak jou are hard. So behalwe die feit dat jy absoluut nierstene kan kry, maak urinesuur jou are hard. Urinesuur gee jou ook 'n white last stol. Dit blok jou leptin, dit laat jou moeg voel. Dit gee vir jou vaskulêre demensie. Maak jou are hard, 44% risiko vir vaskulêre demensie, hoë vlakke van urinesuur. Gee vir jou 38% risiko vir hartvaskiekte. Ja. So wat jy wil doen is jy wil absoluut jouself op 'n beste plek kry. Hallo Paul, dag sê man, lekker om jou te sien. Paul daar so op Facebook. Man, dit is sommer goed. Dries is ook hier so. Hallo Dries, lekker om jou te sien man. Dis sommer lekker. Ja, so ons gaan nou hierdie biltongkies hang. En ja, daar gaan hy. Ja. Onthou die tande en mond bootcamp môre en onthou die stamina bootcamp Sondag. Sondag aan 7:00. Dis op Google Meet. Net coaching vriende het toegang tot dit. En right. Goed, en dan ek dink ek moet hierdie ouetjie in 2 deel, sonder twyfel. Ek dink ek gaan hom sommer so oordeel. En so dieselfde goed wat jou oorgewig maak, dieselfde sondebokke wat jou oorgewig maak, gee vir jou nierstene. Ja, dis die kort antwoord. So, dit is die kort antwoord. Dieselfde sondebokke wat vir jou oorgewig maak, gee vir jou nierstene.
op die einde van die dag. En dit beteken, praat van 'n hoë suikerdieet, 'n hoë saadoliedieet, is die oorsaak van insulienweerstandigheid. So dis nie die vleis wat vir jou nierstene gee nie. Ja, die vleis het purines, maar dit is die urinsierretensie wat opgereguleer word deur dit is die urinsierretensie wat opgereguleer word deur insulienweerstandigheid. Kroniese hoë insulinemie. Alright, julle. Kom ons hoor bietjie. Carnival Queen vra, is mense met insulien weerstandigheid altyd oorgewig? Nee, hulle is nie. Nee, hulle is nie. Ons het al baie mense gehad wat insulien weerstandig is en dan is hulle ondergewig. Ja. So insulien weerstandigheid representeer vir baie mense op verskillende maniere. So jy kan byvoorbeeld skraal wees en dan kan jy nog hoë bloeddruk hê. Nou 80% van alle hoë bloeddruk kom van insulienweerstandigheid af wat die aldosteroon hormoon op die byniere opreguleer. Ja. Heinrich is hierso. Heinrich, my maggies. Jy en Adrian was nou saam in die live gewees. Ek wonder of Adrian nog in die live is. Ja, ek het nou 'n bietjie met Adrian so gepraat op die live wat vir jou die voice note gemaak het. Ja. Kon nie sê braai daai ouetjie. Ja, goed. Ja. Kom ons kyk 'n bietjie daarso. Johan vra hierso, ek het 'n boodskap gestuur sonder enige terugvoering. Johan, stuur daai boodskap vir my want ek het nou op my WhatsApps gekyk. Dit wys nie. Maar kom ek vra jou vraag oor die slegte cholesterol wat hoog is. Ja, jou slegte cholesterol wat hoog is, kan 'n risiko wees. So jy moet dit met jou dokter bespreek, maar ons sien baie dat die carnivore coaching vriende hulle cholesterol onder beheer kry. Met ander woorde, waar wil jy graag wees? Jy wil 'n goeie HDL hê. So as jou slegte cholesterol hoog is en jou HDL is laag, dan het jy 'n probleem. As jou trigliserides hoog is, dan is dit baie problematies, want dan as jy dan 'n hoë LDL het, die sogenaamde slegte cholesterol, dan gaan jy klein partikel LDL het. En dit is gevaarlik, ja. So, maar bespreek dit met jou dokter en doen 'n coaching sessie met my. Dan kan ons praat. Ja, kom ons kyk bietjie wat sê die coach, die vriende aan hierdie kant. Ja, so ek moet nou hier die hande van my skoon kry. En dan moet ons maar gou 'n paar video's maak. Nou ja, julle, ek dink ons moet groet. Ek wil net vir Leni sê, Leen, baie dankie dat jy gekyk het, man. Dit is nou sommer lekker om so 'n bietjie met jou te kan praat. En groot waardering. En ja, groete vir Stan. En ja, dan praat ons weer. Johan, ek gaan julle groet. Laat ons maar gou aan die gang kom. En dankie vir almal wat hier was. Ben, Carnival Queen, baie dankie dat julle hier was. Groot waardering. En ja, so. En ek het jou teruggevolg daarso, hoor, baie dankie. En dan Gaia, baie dankie dat julle hier was. Groot waardering. En Alwyn, Henry, baie dankie. Adrian, dankie dat jy hier was, nee, baie dankie. Groot waardering. Mooi dagie daarso vir julle, Paul. Ons praat weer, Heinrich. Mooi bly julle. Goed gaan.